Goeiemôre en baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net ons hoofde saam in gebed. Here, U woord is die lig op ons lewenspad. Skyn asseblief ook so oor ons elkeen vandag. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 7 vers 7 tot 9. Eintlik wens ek dat alle mense kon wees soos ek is. Maar elkeen het van God sy besondere gawe ontvang. Die een dit en die ander iets anders. Vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed om ongetroud te bly soos ek. Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle trou, want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word. Baie mense het al geskryf oor hierdie teksgedeelte. Party sê dat Paulus voorstel dat mense eerder ongetroud moet bly soos hy. Martin Luther kyk weer na behoefte of hartstog as 'n rede om te trou. Calvin bespreek die verskillende grade van begeerte of hartstog. Daar is selfs skrywers wat van mening is dat die teks aan weduwees en weewenaars gerig is en nie noodwendig aan alle ongetroudes nie. Ander wonder weer oor die plek van seksuele verhoudinge. Ek weet nie wat jou bril is nie, maar kan ek vir 'n oomblik net die bril wat op my oë is na jou verskuif? Dit is nie 'n bril van die menslike natuur nie, maar die geestelike natuur wat God as gawe vir elkeen van ons gee. Paulus koppel die besluit om ongetroud of celibaat te leef aan verskillende besondere gawes van God. Die een is dus nie beter as die ander nie. Beide keuses moet gerespekteer word as Godgegewe gawes. As hy wens dat meer mense soos hy sou wees, is dit nie om celibaat lewenstyl te propageer nie, maar 'n bewusmaking dat hy dit nie as 'n verpligting beskou nie. Om te trou word wel 'n verpligting wanneer jou hartstog jou van seksuele selfbeheersing wil beroof, wanneer die natuur die gees in gedrang bring. Sonder te veel woorde maak Paulus dit baie duidelik dat dit nie gaan oor die besluit om getroud of ongetroud te bly nie. Dit gaan in wese oor die besluit om onsedelik of heilig te lewe. As jy met seksuele hartstog worstel, is die huwelik 'n veilige en 'n Godgegewe gawe om rusplek vir jou hartstog te vind. As jy nie daarmee worstel nie, is 'n celibaat lewe jou ook as gawe van God beskore, waarin jy kan rus vind. Jou heiligheid moet prioriteit wees en is van kardinale belang. Die besluit om heilig voor God te leef is altyd die beter besluit. Om heilig te leef is die gawe van God wat ons in alle opsigte moet nastreef. Dit geld nie net vir die vraagstuk oor die plek van seksualiteit of die huwelik nie. Dit is wyse raad wat elke sweer van ons lewe moet deurdrink. Onthou altyd, maak die heilige keuse. Kom ons bid saam. Here, help ons asseblief om altyd die keuse om heilig te leef voor U te kan handhaaf deur die Gees. Amen.